3000 uitvoerende kunstenaars. 56 lande. 1 wêreldkampioenskap. Sangers. Dansers. Modelle. Akteurs. Instrumentaliste. En 'n verskeidenheid van kunste. Rian en Bian volg span Suid-Afrika en span Namibië na Los Angeles. Alles om die aandag te probeer kry van Hollywood industrie spesialiste. Hollywood, hier kom ek. Hierdie week in Hollywood kom ek. Ons woon die groot finale showcase aand by en vind uit hoe vaar die spanne van Namibië en Suid-Afrika. En Stefan Besaidnout se hele wêreld verander in 'n oogwink. Vandag word die medaljes uitgegee by die wêreldkampioenskap vir uitvoerende kunste en al die deelnemers kan uiteindelik uitvind hoe hulle in die kompetisie gevaar het. Die kategorie wenners word ook aangewys en dan word van die deelnemers vereer met beurse om by die Amerikaanse universiteite te gaan studeer. Ons wen elke jaar die meeste medaljes en ons het weer gedomineer hierdie jaar. Ek sê altyd vir die ouers, moenie ongelukkig voel as julle nie in die showcase is nie. Wag tot medaljeparade, dan sien ons wat julle alles kry. En weer eens was dit vandag net Suid-Afrika wat die hele tyd gehardloop het vir daai medaljes. Ons het regtig baie goed gedoen. En Dr. Ellen, sê vir my, hoe voel dit om te weet dat dokter soveel kinders se drome in die realiteit verander? Hierdie platform wat julle vir mense gee om in die vermaaklikheidsbedryf in te tree, maak 'n hengse verskil in kinders se lewens. Dis vir my baie lekker. As kind het ek nie al hierdie geleenthede gehad nie. En ek dink dit is hoekom die Here my in hierdie posisie geplaas het om te help om kinders se drome waar te maak. Dit is vir my absolute wonderlike voorreg om elke kind wat sukses te behaal, sy gesiggie sien straal en te weet ek was deel van sy lewe en sy sukses. En vir my gaan dit nie oor wat jy daaruit maak nie. Vir my gaan dit daai kind se geluk wat om die meeste eintlik tel. They called my name and I sat there and I was like, hey, it's Tiara. And I was like, oh my gosh, it's me, Tiara. And I ran up on stage, got the gold medal and I was like, yes. And my brother just came off there and grabbed me and shook me and I was like, I'm so proud, my hard work has paid off. And the whole team actually was so happy. And I got the scholarship. Dis al beskryf voor, dis net, jy moet dit self beleef om net te weet hoe dit voel. Dis net Vir die ouers wat saam met die deelnemers daar is dit net so oorweldigend. En dit is hier wanneer hulle besef, al die harde werk en rondry na al die klasse toe is verseker die moeite werd. Op die ouderdom van 10 om oor te gaan LA toe was 'n droom. Ek meen dit was so oorweldigend ook, maar terselfdertyd verskriklik inspirerend en so. Maar ek meen ons het nie gedink ons gaan iets wen nie. Die standaard daar is vreeslik hoog. Maar tot ons verbasing het ek toe die World Acting Championship Junior gewen en ek en my sussie het die Junior Duet Sang gewen. Hierdie reis is ek baie seker is vir jou 'n onvergeetlike een. Soveel hoogtepunte, laagtepunte. Jou pa was in die hospitaal opgeneem gewees. Hoe het al hierdie dinge jou groei beïnvloed? Dit het my sterk beïnvloed, want nou weet ek wat mense soek van my, wat se mense ek moet kyk, wat ek moet spesifiseer en ek dink dit is lekker. So ek het regtig baie geleer. Maar al wat ek het is ek my naam hoor en ek sien hierdie op die skerm, dit is net so. Dit is 'n baie groot prestasie. Dit is, want ek dink is half gekom, soos hulle in Afrikaans sê, die dam wel half gebreek het, want toe ek daai medal kry, toe ek net soos, ek het die beheer gehad, die emotional trigger het net geflip en toe begin dit. I don't know, well, yeah, I didn't really learn much. I think actually I did, I just haven't figured it out yet, I guess. So overwhelming, it's such a big moment. It's very overwhelming. Is dit vir julle spesiaal om hierdie saam te deel? Dit is baie. Het julle hierdie nou geoefen? Nee. En daai? Dis maar net soos papagaaie. Dit gebeur baie. Ja.
En vertel ons 'n bietjie meer van julle bronsmedaljes. Waarvoor het julle dit ontvang? Ons weet eintlik dis 'n snaakse storie, maar ons het dit glad nie verwag nie. Ons het glad nie dit verwag nie. So toe besef ek net hulle sê die Titans, dit is van what the girls moet gaan. Ja, so ons weet. Dit was vir my baie trots om net hier so te kan wees. Dit is net wonderlik. Ja, dit het baie beteken op 'n accolades tipe van 'n vlak. Ek het baie geleenthede gekry omdat ek die titel verower het. So ek is baie dankbaar dat dit met my gebeur het en dit gee my 'n bietjie leverage. And now our last scholarship to be awarded today is one full tuition award toward a 1-year acting for film program in Los Angeles. And this goes to Matthew Bay. Well, this was the goal. I came here wanting a full scholarship, and I got the only one. But like actually achieving it, it's unreal. It's unreal. Just when everything you put into something pays off. It's incredible. Probably the best moments of my life. I felt like everyone was behind me. I felt so proud in South Africa. So proud in South Africa. Beautiful moments. Wel Matthew, ek is seker die hele Suid-Afrika is ongelooflik trots op jou. Hou vir Matthew dop, because this guy is going to Hollywood. Hollywood, hier kom ek. In totaal stap Suid-Afrika met 257 medaljes by die Wêreldkampioenskap vir uitvoerende kunste 2018 weg en Namibië met 28. Dit kan nog verder verdeel word met Suid-Afrika wat 72 goue, 87 silwer en 98 bronsmedaljes huis toe vat en Namibië 14 goue, 4 silwer en 12 bronsmedaljes. Verder lewer Namibië 12 kategoriewenners op en Suid-Afrika 30. Daai vliegtuig gaan baie swaarder terug. Net hierna, Stefan Besaidnout se grootste droom word 'n realiteit. Die 11-jarige Stefan Besaidnout is by die Go Seas deur Manny Miyares gevra om die vervaardiger van Justin Bieber te gaan sien en vandag is die groot dag. Ons is nou backstage, ons is hier by die finale huis rehearsals vanaand. Dis 'n groot aand vanaand, maar ons het amper groter nuus vir Stefan Besaidnout. Ons het hom nou hier agter gehaal en Rian en sy pa staan hier met die groot nuus. Kom ons gaan kry hom. Ons gaan jou uit die showcase uithaal vir die rehearsal vanmiddag. Jy gaan saam met ons ry. Net die rehearsal. Net die rehearsal. Okay. Want Justin Bieber se mense wil jou sien. 3 uur. Dis 3 uur lekker. vanmiddag. Dis lekker. Dis lekker boys. Ons praat gou met jou. Yes. Net oor dit. Yes. Hier is 'n ongelooflike ondervinding en geleentheid. Ja. Maar wat gebeur nou as hulle vir julle sê julle moet bly? Hierdie is 'n goed wat jy oor droom. Hierdie is hoekom ons hier is. So wat ook al hulle sê, ons sal gaan sit en dink. Dit is vir hom bestem. Ek weet dit is vir hom bestem. Ek het dit nie geweet hoe, waar, wanneer nie. As dit nou is, dan is dit nou, of as dit oor 4 jaar is, dit oor 4 jaar. Maar ek weet dis vir hom bestem. Nou gisterand het ons gesels met Manny wat baie geïnteresseerd was in Stefan Besaidnout. En soos dit maar hier werk, is mens baie keer pessimisties as optimisties. Wel, sy ma en sy pa toe met hierdie man gesels en so sal dit nou uitwerk dat hy persoonlike vriende is met Harvey Mason Jr. Nou Harvey Mason Jr. is die seun van die jazzlegende Harvey Mason Sr. Ons is op pad nou hierdie man se ateljee toe waar hy vir Stefan vanmiddag persoonlik wil sien. Nou wie is Harvey Mason Jr.? Harvey Mason Jr. is een van die beste vervaardigers in die wêreld. En hy het mense soos Justin Bieber, Justin Timberlake, Rihanna en Britney Spears en Michael Jackson natuurlik het hy ook vervaardig. So dis net amazing om nou te gaan ontmoet. En dis nie sommer enige ou wat 'n afspraak met hom kry nie. En dis nie sommer enige ou wat 'n afspraak 'n dag voor die tyd sê oor jy moet binne 'n paar ure by my huis wees nie. Hoe voel jy daaroor? Nee, ek voel amazing dat hulle so confident is om my op 'n Vrydagmiddag dat hulle tyd op 'n Vrydagmiddag kan spandeer op 'n 11-jarige ouetjie. En jy was nog letterlik 'n paar ure terug in die World Championship se finale showcase. En nou sit ons in 'n Uber op pad na Hollywood toe. Wat dink jy gaan gebeur as ons daar kom? Ek dink wanneer ons na daar gaan kom, gaan ek net myself moet wees, want dit is wat hulle wil hê. Hulle wil my sien as myself en ek dink wanneer ek daar gaan kom, gaan hulle net my like vir wie ek is as myself. Dis ongelooflik.
is beyond, ek dink nie ons dit al ingesit nie. As jy op jou senuwees, Ek is baie. wat dink jy gaan gebeur? Ons hoop vir die beste en is voorbereid vir die slegste. Ek is super excited. Ek is maar stil hier voor want ek het omtrent 120 die hartklopers hier so hier voor. Ek kan nie eens praat, ek los julle. Ek wens net die Uber wil vinniger ry. Terwyl ons wag vir die Uber om ons daar uit te kry, moet Stefan Marcelant sy stem warm maak. Ek wil ek myself net weer verloor. Verstaan jy wat ek hier binne voel? Ek is mal oor jou. Die spanning loop hoog, so ons vat eers 'n breek vir 'n lafeniesie. Boys, as net om verwarring te voorkom, dis myne. This is Stefan. I'm here for a meeting with Harvey Mason Jr. Hey, you know what? Actually, to the right of where you're facing right now, there's another building, and there's a door there, and I'll let him know that you're here, but just hit me on that call box, and I'll be able to buzz you. Okay, thank you very much. Thank you. Toe ons hier aangekom het, het dit nie gelyk soos iemand wat 'n recording studio het nie, maar toe ons hier instap en jy sien platinum status van Britney Spears en van Rihanna en Justin Timberlake en dis meer. As jy net terugkyk aan daai kant is daar van al die films waarop hy gewerk het. Hier staan ek nou by Harvey Mason se ateljee is en as jy in die gang afkyk kan jy al hierdie plate toekennings sien van toekennings waarop hy al gewerk het, albums wat hy op gewerk het. Ek sien Justin Timberlake, daar ver is Whitney Houston, daar's Justin Bieber, daar is Michael Jackson en ons gaan nou die man ontmoet en Stefan gaan heel moontlik saam met hierdie man werk. Awesome is dit nie. Daar's duisende Suid-Afrikaners, duisende mense reg oor die wêreld wat sal gee om hierdie geleentheid te kry. En jy sien dit eksklusief hier op Hollywood. Hier kom ek. En hoe lekker is dit nie dat ons hier staan waar Harvey Mason Jr. al hierdie toekennings gekry het nie. Hierso staan ons by Britney Spears, Oops, I Did It Again. 9 miljoen copies of the Jive record cassette en CD Oops, I Did It Again verkoop. En jou naam kan op een van hierdie goed dalk enig wees. Hoe voel dit? Dit is lekker. Kom ons gaan 'n bietjie terug hierdie kant toe. Daar's And what kind of person is Harvey? Great person. Is it? Yeah, he's a really good guy. He's an expert audio So what would this mean if you asked for Stefan to come and visit him? That'd be huge. Is it? Yeah, for So sure. this might be something. Yeah. I mean, you're not in this building if you're not here for like a reason, you know what I mean? So. For sure. Ons staan hier buite Harvey Mason se ateljee en daar het nou goed gebeur, so vinnig as wat witlig nie kan gebeur nie. En ek gaan vra dat Stefan vir ons vertel wat het gebeur. Okay, ons het ingestap, heavy gestres obviously. Maar ook excited van wat kan gebeur en ons het ingestap en hy's die heavy nice ou. Hy's so gechill en dis lekker geweest. En dit was clear geweest dat hy al klaar sy mind opgemaak het oor wat gaan gebeur. Dis nou net hoe ons dit gaan laat gebeur. Ja. So wat gaan gebeur? Ek dink ons gaan oor 'n paar ure gaan ons hoor van hulle. Dan gaan ons hulle sien op die naweek. En dan hy het vir ons gevra of ons sal trek hiernatoe. Dis sê ek vir hom my tasse is gepak lank, al Starfits, Van Lines, hulle ry oor die see met daai goeders. So as ons moet hiernatoe kom, dan sal ek dit doen. Dit lyk of dinge gaan gebeur hierso. Hoe het dit gevoel toe jy daar binne staan? Definitief onwerklik. Dit voel of jy jouself moet knyp.
Ek het so op 'n stadium gevoel asof ek so 'n bietjie hyperventileer. Jy Ek het amper flou geword, Tracy. Ek moes jou vang op binne. Dit is ongelooflik oorweldigend en toe stap ons in een van sy groot studio's in en as jy sien hoe die studio's lyk en die realiteit daarvan. En dan besef jy dis groter as ons. Hierdie is 'n ongelooflike geleentheid vir Stefan. So jy gaan dalk moet langer bly. Ons gaan definitief Dit lyk so. So kom ons kom net eers terug by die hotel dat ons net eers die wêreldkampioenskap oorwin met Ons nog aan acting doen. Ja, met acting. Daarvan. En dan wag ons van hulle te hoor, maar julle moet ons dadelik laat weet. Ons gaan onmiddellik. Ons gaan reg. onmiddellik. My foon is nou op 'n battery pack. Hoe ver is hy al? Wel, laat die Uber. Is hy naby? Saam met 'n surrounding soon en 'n Kia Sorento. Okay, so ons Uber bietjie terug. Hierdie is net unreal. Kom ons gaan. Die spanning is nog nie verby nie, want net hierna is die groot finale aand. The world is the best artist, ages 15 and under. Die groot aand het uiteindelik aangebreek wanneer ons die showcase van die Wêreldkampioenskap vir Uitvoerende Kunste 2018 bywoon. Maar kom ons kyk eers terug na van ons deelnemers se hoogtepunte deur die kompetisie. Obviously there was a problem because my son was a wizard. And we are English, unless of course you are the father and you are the son with a massive thyroid problem. So he waited a while to see if he could open. And he did it! He was looking at the tuna fish too! So, I'm Superwoman! You have asked Superwoman to be your wife! You two to the should I pose like this? I thought I'm fashion episode. Beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone. You're just like an angel. Your skin makes me cry. En nou hier op die rooi tapuit en by die finale van die Wêreldkampioenskap in Uitvoerende Kunste is die Centurion modelle. Is julle twee reg vir vanaand? Ja, ons is. Waarna sien julle die heel meeste uit? Om model te doen. En jy, waarna sien jy die heel meeste uit? Om bly te wees. Om gelukkig te wees. So hierdie rok is spesiaal vir jou gemaak, spesiaal vir hierdie groot geleentheid. Ja, was eintlik gemaak om 'n modeling rok te wees, wat ek kry nog 'n ander mooi rok te wees wat ek gemaak om aan te trek. En sê vir my Andrina, wie sien jy die meeste uit vanaand? Ja, al die popgroepe wat hulle ingesit. Die tyd het verbygevlieg. Ons gaan al maandag huis toe en dit is eintlik nog ons hartseer. Maar dan besef ek, okay, wag, ons is eers vir soos 5 dae by die huis en dan besef ek, okay, wag, ons vlieg vir 2 dae. En dan maar die opbou van ons het gestres, dit was super exciting, maar dit was alles moeite werd. Al die harde werk wat jy hier insit, dit was alles moeite werd geweest. Wat is jou wenke, jou top 3 wenke vir sukses in die vermaaklikheidsbedryf? Omring jouself met goeie vriende, mense wat in jou glo en glo in jouself en vind iets in jou lewe wat vir jou regtig 'n passie is en wat jy regtig passionate is about. Hello, ik ken you. No, we don't have the caviar. This is the fish and the chips cafe. So you want the fish and the chips? Parlo, I want the 2 fish and the 2 chips and make it up mix.
so excited to see the talent and to see who comes out as the champion of the competition. My grootste droom is om my musiek met almal te deel en ook dat hulle kan weet hulle is nie alleen nie en soos jy weet net om vir hulle te wys dat drome kan waar word. Dr. Ellen, na 21 jaar, gaan die skoenlappers in 'n mens se maag ooit weg? Never. Nee, dit gaan nie. As oomblikke soos vandag gebeur, dan raak mens nog meer excited. Dit maak my 20 jaar jonger. Well, watching it, she's just so graceful. At home, she's like my little goofy giraffe. She trips over everything. Everything's all over the show, but on that stage, she just becomes this most beautiful little creature. So I look and I just think, wow, I made that. So mind-blowing. Hoe voel dit om aan die einde van hierdie reis te kom elke jaar? Jan, dit is die hoogtepunt van die aand. Om te dink ons het 13 finaliste tussen 52 lande is ongelooflik. Ons verwag groot dinge vanaand. Ek is vol verwagtinge dat alreeds groot dinge gebeur, kinders wat aangeteken gaan word in die industrie. So ons is baie opgewonde, ons kan nie wag nie. En dan oom Frank, na 21 jaar, raak hierdie gevoel ooit makliker of is dit nog steeds altyd spanningsvol tot weer aan die einde? Dit is hoendervleis lekker. Dit is elke keer net ongelooflik om hier te staan en te weet hier is groot dinge op pad vir Suid-Afrika. I was sitting in my hotel room when a tall blonde walked past my window. I knew she was tall because I was on the second floor. Suddenly, weet jy wat, het is my voorreg om deel te wees van hierdie World Championships, maar meer as dit, het is my voorreg om hier te staan as 'n Suid-Afrikaner en te sien hoe goed ons Suid-Afrikaners doen. The 2018 Junior Champion Actor of the World is from South Africa, Stefan Ogilvie. Gemma Donnelly, the female model of the world. Congratulations. Dance group of the world is from Namibia, the Pole Dance Fitness. The 2018 champion female model of the world is from South Africa, Minka van Westhuizen. En nou, vir die groot oomblik. Die Junior Grand Champion Performer of the World word aangewys. From South Africa, Stefan Ogilvie. Yeah. Jy wil Stefan net so pas die Grand Champion, Grand Actor Award gewen en het soveel goeie nuus vandag gekry. Hoe voel dit vir julle by hierdie stadion? Dit ongelooflik. Dit voel of ek droom. Ek wil net vir die Hemelse Vader sê baie dankie. Hy het my seun geseën met 'n talent wat huge is. So alle eer aan hom. Alle eer aan die Hemelse Vader. Ek kry hoendervleis hier waar ek staan. Yes. Dink jy Stefan besef hoe groot hierdie oomblik is? Nee, hy verstaan nie. Hy verstaan nie. Ons sal vir hom moet sê môre wat het gebeur. Wat 'n dag. Wat 'n dag. Hoe het dit gevoel toe hulle jou naam uitlees? ek het dit ernstig legit nie geglo nie. Want soos dit was nou vir my acting gewees. Ek het neergesang, ek het gesing op die vloer en toe dit nou klaar was, toe my trofee so in my bors was, hy het letterlik so gemaak van met my hart het so geklop het. So dit was net amazing geweest. Obviously is dit altyd amazing om te weet waar jy sit teenoor ander mense, maar dit maak eintlik nie saak hoeveelste jy is nie. Dit is net so groot voorreg om hier te kon deelneem aan die World Champs. Dit is al klaar net amazing.